sal leer elkeen van julle wat vanaand uitgekom het vir 'n Men's Night. Jy weet nie wat om te verwag nie. Dit gaan toe nie net oor die boerewors en die bil wat jy buite gegooi het en die van met die tou trek nie. We are here because God has an appointment of each of us. And we are going to get to that right now. Sê vir een langs jou, God will make you brave. You can take your seat. Thank you so much. Thank you, worship team. Awesome stuff. Thank you so much. Dit is vir my awesome om te sien hoe manne uitkom op 'n Sondag aand na 'n kerk. Nie 'n worldly party nie, maar iets wat by die kerk gebeur, waar ons vanaand kan sê, Here, ons wil 'n tyd uitsit in die week en die maand waar ons U nodig het. Ek dink as Wayne dit vir my kan check, 520 van julle het geregistreer. Ek weet nie of almal hier is nie, maar 520 manne het geregistreer, so dit is amazing. Give your shout 'n lekker hande klap. Awesome. As ek vinnig 'n tema moet koppel aan vanaand, dis nie my tema nie, maar op die skerm sal jy sien, daar staan underdog. As ek en jy moet dink aan die underdog, dan dink ons dadelik aan 'n span, 'n man, wat nie moes gewen het nie, maar hy het gewen. Een underdog game wat ons almal uit ons kop uit wil kry, is toe Japan die Springbokke gewen het. Come on, kan ek 'n amen kry vir daai? Ek love dit altyd om vir die underdog te skree. Ek love dit net, om te sien iemand wat nie moet wen nie, om hulle te support. As Skotland in die All Blacks skree, vir wie skree ek? Skotland. Come on, freedom! Dan, jy kan van die agterkant sit asseblief in die moederskamer sommer daar, so in die hoekie. En al die All Blacks kan hom volg. Julle kan maar sit. Underdogs is iets wat in elke sport gebeur. En ek love it wanneer daai fight daar is en daai game daar is en almal sê hierdie ou gaan dit nie maak nie en hulle maak dit. Enige soccer fans in the house? Okay, so 7. Okay. Die volgende foto van julle sal onthou, Leicester City het die Premier League in 2015-16 gewen. Die odds was 5,000-1 against them at the start of the season. A squad of misfits. En hulle wen daai jaar die Premier League. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit gegoogel. Okay. Die tweede een, as jy enige tennisspelers in the house, wat hou van tennis kyk, amptelik niemand nie, maar kom ons doen dit. Boris Becker, nie een van jou favorite dalk nie, het 1985 was hy 17 jaar oud toe wen hy die Wimbledon daai jaar. Die jongste ouetjie wat Wimbledon gewen het, almal het gesê there's not a chance, you are not going to win, en Boris Becker wen die Wimbledon. Die derde een is 'n video wat ons gaan moet kyk. Dis Rocky. Die movie Rocky. So as jy hoor van underdog, dan dink jy aan die movie Rocky, waar daai dude dit nie moes gewen het, die maai het so diep stem, so toe wen hy, okay. Die volgende ene, gaan ek niks oor sê nie, kyk gou hierdie 1 minute, en miskien julle wat bo 1980 gebore is, sal hierdie een van weet. Kom ons check hom uit. Tyson we've been looking for all night. So no matter what happens, we give a lot of credit to Buster Douglas for making this a big fight. Tyson trying to end it with one big shot again. He's down, he comes with the uppercut. Come on, brother, Buster's throwing shots back. Hey, look at this. Look at Buster coming back. Did he buckle the legs of Mike? I don't know, he got him again. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's knocked Mike Tyson down for the first time in his career. Mike Tyson hits the canvas. He's in big trouble. He may not be able to recover. It's up to 7 and 8. He's not gonna make it. Unbelievable. Buster Douglas is the new heavyweight champion of the world. This has got to be, if not the, one of the biggest upsets in the history of boxing. Buster Douglas, the new undisputed heavyweight champion of the world. I've called a lot of great fights over the years, but this upset from Left Eye and Mike, certainly one of the biggest. So as jy in die bokswêreld is, dan sal jy weet van die een. Julle kan ure hierna kyk, né? Buster Douglas het vir Mike Tyson in 1990. Tyson was undefeated, terrifying. Douglas was a 42-1 underdog en hy het vir Mike Tyson uitklok hou gegee en dit noem ons 'n goeie underdog fight. Die laaste video wat ek vir jou gaan wys,
Ek het nou die dag vir iemand gevra, toe weet hulle nie hiervan nie. Ek weet nie wanneer jy gebore was nie, maar kyk gou hierdie 1-minute videoetjie en ek glo jy gaan dit geniet. Nou as jy weet wat is dit, cheer asseblief. Laat ons energy in die plek kry. Check it out. Has to be an injury replacement. Back across to Stransky. Goes the kick. Stransky has kicked his head. And with 2 minutes gone in the second period of extra time, South Africa's dream is alive once more. Back it comes to you, Sven de Westhuizen. Little knock forward, but that's it. South Africa have won the World Cup. The president to the captain. Woo! There it is. Francois Pienaar. Nou ons onthou, Mandela is cheering along with the whole of the stadium. ons onthou baie eerder hierdie een as die Japan game. Ek wys nie hierdie game, ek wys nie hierdie video vir die All Blacks nie. Ek wys dit vir die Springbok supporters wat daai jaar die World Cup gevat het. Toe die World Cup in Suid-Afrika is, ons het die eerste 2 games van daai jaar. Ek sal nooit vergeet nie, ek was graad 8 gewees. Dit was next level amazing om daai World Cup te volg. Enige iemand wat jonger as daai is wat dit nie gekyk het nie. Wie van julle weet nie wat hierdie klip oor gaan nie? Okay nee, so niemand is ander age nie, wonderlik. Hulle het daai jaar gesê, daar's nie 'n manier die bokke kan wen nie. In 1994 wen ons die All Blacks op Nieuweland. En dit was net 'n awesome, 'n underdog game. So is daar baie voorbeelde, manne, van underdog wedstryde, games, mense wat afgeskryf was, wat dit nie moes gemaak het nie. Vanaand wil ek vir jou 'n woord gee, uit die Bybel uit oor 'n underdog, en ons noem hom Gideon. Miskien het jy al baie van Gideon gelees in die Bybel, en as jy die storie uit jou kop uit ken, dan glo ek vanaand gaan ek jou stir met dit wat die Here vir my gewys het, hoe ek jou vanaand wil in jou gees aktiveer, want ek weet nie waarvan jy kom nie, en ek weet nie vanaand wat jy nodig het nie, maar hierdie storie gaan ons so inspire, dat miskien het jy ingestap vanaand, en jy voel in jou lewe soos die underdog. Jy voel soos, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie bo uitkom nie, en Gideon was presies in daai bootjie gewees. God sê vir Gideon, ek het vir jou 'n fight, wat jy moet gaan fight. En wat daar gebeur het is, Israel was vir 7 jaar onder die hand van die Midianiete. Israel het gesaai, en reg voor hulle die oes afval van die land af, het die Midianiete gekom, die koring, gars, wat ook al dit was, verbrand, uit mekaar uitgeruk, al die vee verbrand, en Israel het niks gehad om te eet vir die volgende jaar nie. Ek weet nie hoe jy al gevoel het, as iemand jou bord kos afgevat het nie. Come on, ek weet hoe lyk 'n man, as daar kos afgevat word. Dis nie 'n mooi prentjie nie. Ek was in die koshuis gewees van graad 8 tot 12, en toe ek in graad 8 was dit niks snaaks. As jy 'n graad 8 mannetjie, jy is so honger, en dit was niks snaaks dat daar graad 12 verby jou stap, hulle sien die lekker hoenderduitjie in jou bord, hy sit sy hand in jou bord, en hy gryp daai hoender, en hy sê, dankie Boeta, en hy loop weg, en hy eet die hoender terwyl hy loop. Ek sal nooit vergeet, die eerste keer wat dit my gebeur, sê ek vir hom amper, ek gaan my ma bel. Ek meen, jy is 13 jaartjies oud. Jy moenie dit vir iemand sê nie, okay? As jy net 'n tip vanaand, moenie vir iemand sê, jy gaan jou ma bel nie. Dit is net soos amazing. Wie van julle weet hoe voel dit as iemand jou girl afvat? Nee? Wie van julle het 'n ander ou se girl af? Nee, kom, ons gaan dit doen nie, dis 'n kerk. Ons gaan nie fokus om daai vanaand uit te haal nie. Jy weet hoe voel dit as iemand jou kos afvat, as iemand vat wat aan jou behoort, en vir 7 jaar, ek wil jy moet dit picture, vir 7 jaar, doen die Midianiete dit met Israel, hulle kry geen oes nie, geen diere nie, alles word verbrand, alles word vernietig, en God kom na Gideon toe en sê, dude, ek roep jou om Israel te red uit die hand van die Midianiete uit. Kom ons lees in Judges 6, vers 12 tot vers 16, as jy jy het nie 'n notaboek gebring nie, nee. 100%, as jy jou selfoon net, kan jy notas maak op jou selfoon, en vanaand weet ek, gaan die Here iets in ons harte stir. Vers 12 sê, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Gideon replied, with me, my master, if God is with us, why has all this happened to us? Where are all the miracle wonders our parents and grandparents told us about, telling us, didn't God deliver us out from Egypt? The fact is, God has nothing to do with us.
He has turned us over to Midian. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Pardon me, my Lord, Gideon replied. But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. And the Lord said to him, surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. Ek weet nie of so iets al met jou gebeur het nie, waar iemand met jou praat. Gewoonlik, as God met ons praat, dan weet ons nie eerste, dis God nie. Ons skrik eers, en ons redeneer terug. En Gideon en God het hier 2-3 gesprekke waar God iets sê, dan kom Gideon met 'n verskoning. Dan sê God weer iets, dan kom Gideon weer met 'n verskoning. Het jy geweet die ou langs jou het baie verskonings? Moenie vir hom kyk nou nie, dit moenie. Moenie vir hom sê, daai dude praat van jou. Don't do that. Ons almal is vol verskonings. Hier's van die manne wat vanaand nie hier is nie, want hulle het verskonings. Hier's vanaand manne wat geregistreer het, wat nie hier is nie. Jy 3 boereworsrolls geëet. Okay, wie het meer as 1 geëet? Daar was iemand anders as in. Okay. Maar prys die Here, hulle is nie hier nie. Want jy kon 2 eet. Ons as mens, ons as mans veral, en ek praat nie vanaand met julle nie, ek praat met ons, met my ingesluit. Ons as mans het baie verskonings. Hier kom God en hy sê vir Gideon, dude, jy moet Israel gaan red. En Gideon sê 2 goed vir die Here. En jy het dit daar gelees, maar ek gaan dit so vir jou verduidelik, dat jy gaan agterkom, praat hierdie ou met my. Hoe weet hy dit? What's up? Het iemand vir hom iets gesê? Jou vriend wat jou genooi het niks vir my gesê nie. Maar kom ek sê jy hoe jy voel. Gideon sê 2 goed vir die Here. Here, as God vir ons was, hoekom gebeur al hierdie goed in my lewe? As God vir my is, hoekom gaan dit so sleg met my volk? Hoekom as ons daai koring oes, as ons daai John Deere's, nee, hulle het nie John Deere's gehad nie, voor ons die sekels vat en die koring wil afval, hoekom kom die vyand en vernietig alles? Hy vra 'n tweede vraag vir God, wel hy sê ook vir hom, as God vir ons, God het niks met ons te doen nie. Nou ek weet, ek praat al met 1 of 2 mense in die plek. Jy vra daai selfde vraag. Here, as U regtig vir my was, ons het nou nog gesing, if God is for me, who can be against me? Lord, you make me break, you are for me, not against me. En jy vra maar, Here, hoekom gebeur staf in my lewe wat nou gebeur? Die tweede vraag wat Gideon vir God vra en sê is, Here, U kan my nie gebruik nie. U weet nie wie ek is nie. Ek kan niks doen nie. My familie is die swakste familie wat daar is. En ek is die geringste in my familie. So Here, as jy gedink het my pa is klein, ek is nog kleiner. Here, as jy gedink het my broer en neefie is klein, ek is nog kleiner. Here, as daar 'n span gekies moet word, ek is nie eens in daai league om van gekies te word nie, want ek is die geringste. I'm the weakest in my generation. En Gideon sê vir God, jy kan nie dit doen nie. Gideon sê vir God, Here, ek is die geringste en die kleinste. This is not going to work. En ek weet baie van ons in ons lewe vra daai 2 goed vir God en ons sê, Here, dit is bietjie moeilik. En die volgende slide wys 'n paar woorde hoe Gideon gevoel het op daai oomblik. Jy moet verstaan dat Gideon was in isolation. Hy was so getraumatiseerd deur wat gebeur het. Hy het op 'n plek gaan koring oes wat weggesteek was. Hy was alleen. Hy was weggedryf van die mense af, want hy was anxious en hy was vol vrees. Hy was in isolation. Hy was discouraged, depressed, outnumbered, insecure, alone, overwhelmed. As ek vanaand moet vra, wie voel overwhelmed in jou lewe, in jou huwelik en in jou finansies en waar jy nou jouself bevind in jou lewe, gaan jy geskok wees hoeveel hande vanaand hier opgaan. En ons gaan vanaand bietjie tangible raak. Is dit reg met julle? Ons gaan bietjie in mekaar se lewe inspreek. Want al is ons manne vanaand, ek dink besef ons almal, ons voel nie altyd soos 'n man nie. Ons voel nie altyd sterk nie. Ons voel nie altyd dat ons dit kan doen nie, maar insteede voel ons lost. Ons voel discouraged. Ons voel sad. Ons voel outnumbered, depressed, anxious, alone. Dinge raak net te veel. Weet jy hoe het Gideon gevoel? Soos ouens vanaand in die plek voel. Hy het hopeloos gevoel. Hy het gedink, daar is nie 'n beter heenkome nie. Dinge kan nie verander nie. Kan ek jou herinner?
toe iemand een keer jou kos van jou afgevat het, hoe jy gevoel het? Vir 7 jaar het Israel nie kos nie. Die vyand kom en doen wat hulle wil. En Israel is soos man, hulle is man down. En Gideon voel hopeloos. En weet jy wat voel hy ook? Hy voel ek kan niks aan die situasie doen nie. Kom aan, ek weet in jou lewe, in jou huwelik, dit voel soms of ons getroud is met 7 vrouens. Dit voel of jy soms getroud is met 12 vrouens. Hierdie moet julle uit-edit, my vrou mag hierdie hoor hê. Dit voel soms vir jou te overwhelmed van die verwagtinge en van die goed wat jy moet doen en wat jy nie doen nie, wat jy moet doen. Kan ek 'n sagte amen kry? Want jou vrou bly miskien hier naby. Dit voel of jy overwhelmed is. Vanaand is ons van en lag en ons het games, maar môre stap jy by 'n werk in waar jy so gepresser word dat jy amper nie eers meer weet wat te kan doen nie. En dis waar Gideon was, hopeloos, en hy voel ek kan niks doen aan die situasie nie. It's out of my hands. Jy voel vanaand, it's out of your hands. Dinge is net te erg en te rof en ek weet nie wat om te doen nie. Wel, ons praat vanaand oor 'n ander dalk wat my en jou lewe gaan inspireer vanaand. Gideon het weggekruip. Hy was in hiding gewees. Hy was hopeloos. Hy het nie geweet wat om te maak en watter kant om te gaan nie. En miskien voel jy vanaand, wow, hierdie fight is te groot. Hierdie fight is te in my gesig en ek weet nie of ek dit gaan doen nie. Weet jy wat, in fact, baie van ons voel of ons die fight klaar verloor het. Dit voel vir jou of jy klaar jou besigheid verloor het. Jy en jou kind is so ver van mekaar af gedryf, dit voel vir jou of jy klaar die fight verloor het. Jy en jou vrou is so weg van mekaar af, dit voel of jy weet nie wat te kant toe om te gaan nie. En Gideon was presies in dieselfde bootjie, in hiding, weggekruip en gedink hier gaan niks van kom nie. Ek hoor nou die dag van 'n man wat sê, hy het een oggend, in 'n moeilike tyd van sy lewe, want ons almal het daai season soms in ons lewe, waar ons dit voel asof ons trial, test en trouble. Man, as ons terugkyk na 'n season, dan sien ons, we went through a test, a trial and it was trouble. Miskien is jy nou in daai seisoen. En ek hoor 'n man praat en hy sê een oggend maak hy sy knope vas en boeps, daar breek die knoop af. En hy bars in trane uit oor 'n knoop. En terwyl hy dit praat, is hy komies daaroor, maar hy sê op daai oomblik was dit net die laaste ding wat te swaar op die kameel se rug gepak word en hy kon nie met daai laaste strooitjie vat nie en hy het geknak as gevolg van wat gaan deur jou kop as jy hoor 'n man huil omdat sy knoop afbreek. Jy dink soos Jesus, ou kort jy 'n boereworsrol. Ek moet jou nooi na Men's Night toe. You don't cry over a knoopie. Wat is 'n knoopie in Engels? Ek toets jou net. 'n Button. Jy huil nie oor 'n knoopie nie. Maar daai man was so op sy laagste. Weggekruip, geïsoleer. Weet jy wat doen Gideon? 'n ander woord vir alles wat daar staan. Gideon het weggeshrink. Verstaan jy die woord shrink? Shrink beteken hy het kleiner geword en hy het wegbeweeg van dit waar hy was. Die Bybel sê hy was heeltemal geïsoleerd en op sy eie, hy het weggeshrink as gevolg van die situasie waarin hy homself bevind. Baie keer is ek en jy in 'n situasie en ons kyk daarna en ons dink, man, this is too much, this is too big. I can't do this. Ek shrink weg as gevolg van wat in my lewe gebeur. En weet jy wat, as ek vanaand kan frank praat, ek sien dalk hoe jy wegshrink. Ek sien jy's in hierdie gehoor, maar jy hoop niemand sien jou nie. Jy's in hierdie gehoor, maar niemand moet my net vorentoe roep of my naam noem of hierdie ou net nie vir my kom bid in my sitplek nie. Want jy's weggeshrink in dit waar jy is. En weet jy wat, ek sien hoekom jy wegshrink. Want jy het nie college gemaak nie. En almal wat rondom jou praat van hulle college, daai ouderdom, jy kon dit nie doen nie. Miskien het jy nie jou hoërskoolloopbaan klaar gemaak nie en jy shrink weg. Miskien het jy 'n besigheid probeer en dit het nie gewerk nie. En jy is embarrassed oor dit. En wat doen jy? Jy shrink weg. Kan ek nog meer reguit praat? Miskien as jy onlangs gediagnoseer met 'n siekte in jou liggaam en jy shrink weg want jy weet nie hoe jy dit gaan face nie. Jy weet miskien nog nie eens hoe om vir jou vrou te vertel nie. Weet jy hoekom shrink van ons ook weg? Want my verhouding met my kind werk nie lekker uit nie en ek weet nie hoe om dit mee te operate nie en wat maak dit? Ek raak al stiller en stiller en stiller en voor ek my oë uitvee, sien ek hoe ek geïsoleer is, weg is en ek is op my eie. Kan ek vanaand vir jou iets sê van isolation
is not God's plan. It's the plan of the devil. Satan wil jou so isoleer en so wegshrink dat jy voel jy is heeltemal alleen and you can't do this. Gideon was presies daar wat ek hier verduidelik. Nie college nie, miskien is jy vanaand in addiction, wat ook al daai addiction is. En kom ons wees eerlik, soms maak daai addiction dat jy wegshrink, want dit breek jou vermoedigheid, jou confidence. En God wil vanaand vir jou sê, dit hoef nie so te wees nie. Dit klink baie dramaties, ek kon jy nie bietjie meer positief gekom het vanaand nie. Gideon se storie eindig nie in dit nie, we are going somewhere. Maar ek weet van ons relate met dit 100%, in fact, 110%. Want Here, ek voel hopeloos. Ek voel discouraged, ek voel alleen. Ek voel ek gaan dit nie maak nie. Ek is anxious. Hulle sê 85% van manne gaan slaap anxious in die aande. Met hartklopings, met goed wat ons moet help, as gevolg van druk, as gevolg van die samelewing, as gevolg van staf wat gebeur, is ons anxious. En God wil vanaand iets in jou lewe doen. Moenie vir die een langs jou dit sê nie. Sê jy diep vir jouself, God wants to do something tonight. Want in daai wegshrink, en in daai alleenheid, wil God vanaand vir jou hoop gee. En dit waar ook al jy in vasgevang is, miskien voel jy vanaand soos jy underdog, en jy weet nie lekker wat om te doen nie. Die volgende slide is miskien vir 3 ouens vanaand, en dit sê, you are not insignificant because you are hidden. Gideon het weggekruip. Gideon was verlore, hopeloos, maar hy was nie insignificant nie. Dink julle dat God sal by 'n man stop, uit 50,000 mense byvoorbeeld, baie meer, maar dat God by een man sal stop wat insignificant is? En ek wil vanaand vir jou sê, wat ook al jou situasie is, wat maak dat jy wegkruip en wegduins en stil raak, you are not insignificant. Miskien is jy vanaand by daai plek waar Gideon was. Moet ek jou uithaal? Moet ek jou vorentoe roep? Nou smaal jy. Jy sê ek ek gaan nie uitroep nie nou nie. Maar God sê, jy wat wegkruip, jy wat onder die tafel is en wat bang is, want Here, ek kan nie waag nie, ek weet nie wat om te doen nie, you are not insignificant. Ek weet, miskien klink dit nie baie manlik nie, maar kan ek vanaand in jou oë kyk en vir jou sê, you are not insignificant because you are hidden. Jy is nie te min, of te swak, of te whatever, omdat jy op 'n oomblik is waar jy voel dinge overwhelm jou nie. In fact, ek het geleer in my lewe, God gebruik die mense wat imperfect is, wat nie perfek is nie. Rigter 6 vers 12, kom die Here, en hy gee hierdie woord vir Gideon, en hierdie is 'n surviving woord. Dis daai tipe skrif wat ons almal wil hê. Ons wil daai skrif onthou, en dit moet ons skrif wees, en dit moet so wees, ek gaan vir jou lees. Daar staan, Rigter 6 vers 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Ek wil vanaand vir jou as man sê, that you are a mighty warrior. Het God dit vir Gideon gesê, toe hy nie meer wegkruip nie, toe hy krag gekry het, toe hy die vyand oorslaan het? Nee, hy het dit vir hom gesê, terwyl hy in isolasie was, you are a mighty warrior. You are powerful. En ek wil vanaand vir jou sê, ten spyte van jou situasie, moet jy vanaand hoor, you are a mighty warrior. Ek weet nie wanneer laas jy so iets gehoor het nie. Dis mos nie eintlik iets wat mans van mekaar sê nie. Mans sê vir mekaar, jy's met dik geword, wat gaan met jou? Wanneer laas het jy gegym? Jy moet hoor hoe klink vrouens as hulle in 'n kar klim. 5 vrouens klim in 'n kar en ry wherever. Haai, maar jou serpie is so mooi. Haai, kyk, jou oorbelle pas by jou skoene. My maggies, wanneer jy jou hare gedoen, kyk hoe pragtig lyk jy. Mans klim in 'n kar en sê, "Jesus, wanneer was jy gestort?" You know. Wat gaan met jou? What's up? Dis hoe mans dit mekaar is. Ek weet nie hoekom nie. Kan ek vir hulle 'n ander culture leer? Ek wil vanaand vir jou sê, you are a mighty warrior. You are more than enough. As ek 'n tema aan my boodskap moet koppel, sal dit plain wees, enough. That you are enough. There's enough, whatever in the inside of you, to conquer this, whatever you are facing. You are enough. You are more than enough. I want to tell you tonight, I want to look into your eyes and say that you've got what it takes. Jy het meer krag as wat jy dink jy het.
God dink meer oor jou as wat jy dink hy dink van jou. Man, God like jou. En God sê vanaand vir jou, you are a mighty warrior. You are enough. You've got what it takes. Don't shrink away. Don't hide. Don't go in isolation. Don't think this stuff is too big and too strong. You must remember this scripture tonight that you are a mighty warrior. As jou vrou vir jou in die week iets sê wat jy nie graag wil hoor nie, sê vir haar, bokkie, kyk gou hier vir my. I am a mighty warrior. Jy wil nie hê die mighty moet in my uitkom nie. Nee, luister gou, hierdie boodskap is nie om teen jou vrou uit te haal nie, om teenoor die vyand uit te haal. Want jou vrou is nie jou vyand nie. Jou vrou is jou sielsgenoot, wie jy ingelief het, en wat jy saam met haar die res van jou lewe wil geniet, net om daai reg te stel. You are a mighty warrior. Manne, ek wil hierdie oomblik vat om vir jou te sê, that you've got what it takes. Daai wat ook al jou laat wegdwins, en laat wegkruip, en wat jou anxious en fearful en alone maak nie saak wat dit is nie, enough. You are enough, you can do it. Ek noem daai skrif wat ons nou gelees het, survivor skrif. Almal van ons kom in ons lewe soms waar ons net iets nodig het om te survive. As ek net deur hierdie week kan kom, sê ek dankie vir daai skrif, I am a mighty warrior, I'm going to do this. Maar ons moenie daar stop nie, moet nooit stop net by 'n surviving skrif nie, maar God gee vir hom ook 'n stretching skrif. 'n Surviving skrif is net om op te staan, die dag te vat, te gaan slaap, môre weer dieselfde. Dis 'n survivor woord, jy het dit nodig. You are more than enough. You are a mighty warrior. Wie van julle wil graag ook 'n stretching woord hê? Die volgende skrif wat ons lees, Rigter 6 vers 14. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel. Nou ek wil jy moet dit hier sien, dat God sê nie net vir Gideon, jy's 'n mighty warrior nie, maar nog aan hy stretch hom, en hy sê vir hom, hey, because you are a mighty warrior, go out and save Israel. Moenie bly waar jy is nie, go out. En God sê vir hom, man, this is so potent. Go in the strength you're gonna get. Ja? Come on, ons kan lees, né? Not go in the strength you're gonna get. Go in the strength you have. Ek en jy het die krag om te face wat ons moet face. Kom ek sê vir die volgende. Die probleem in jou lewe is nie wat jy nie het nie. Die probleem is nie wat jy het nie. Die probleem is, jy weet nie wat jy het nie. Dis die probleem. En ek en jy moet weet, hier's krag binne ons. As ons die Here dien, as ons lewe vir God vanaand gee, then there's something in the inside of me that is stronger than myself. And then I can go in the strength I have. Dis my so oulik, dis so mooi wat daar staan. Gideon, jy het dit wat jy nodig het. Go in the strength you have. Met daai mindset kan jy môre by die werk instap. Lord, I'm going with the strength I have. Baie keer dink ons is te swak. Ons is te gering. Ons is die swakste in die familie. We can't do this. En God sê vir Gideon, go in the strength you have. Go in the strength you have. When you don't feel important, when you don't feel strengthened, when you don't feel significant, when you don't feel loved, God is saying, go out in the strength you have. Wat beteken, daai besigheid wat jy graag wil oplig, go out in the strength. Daai huwelik wat jy wil red, go out in the strength you have. Dink julle hierdie baie sês wat ek het, kom van self? Okay, kom ons gaan aan. Go in the strength. Baie keer kyk ons vir onsself en dan dink ons, we can't do this. En vanaand kom daar een of ander op ander angle, kom daar iets wat vir jou sê, hey, jy het klaar dit wat jy nodig het. Moenie rond soek nie, moenie rond hardloop nie. Go in the strength. Come on, say for yourself, go in the strength. Go in the strength you have. Die volgende slide sê, the answer is not to shrink in yourself, it is to depend on God. Want daar's 'n oomblik wat kom, wat die storie swaai, en waar Gideon sy oë van homself afgehaal het, en op God gesit het. En dis hoekom God vir hom gesê het, go in the strength you have, want hy weet Gideon gaan sy oë verander. Hy kyk vas teen die 7 jaar, die situasie, die stap wat gebeur, maar vir 'n oomblik draai Gideon sy gedagtes en sê, Here, maar dan moet U vir my wys.
Die antwoord is nie om weg te shrink nie, ouens. Moenie meer geïsoleerd raak as wat jy reeds is nie. Moenie meer die vyand se stem hoor en glo wat jy nou glo nie. You've got the strength that you have and go out in that strength. The answer is not to shrink, but to get moving. Moenie sit en bang wees vir die verkeerde wat gaan gebeur nie. Gaan in die krag, al voel jy het dit nie. Kan ek gou die volgende sê, en ek sê dit nie, ek sê dit vir almal van ons. Baie keer moet ons uit die plek uitkom waar ons onsself jammer kry en ons moet vir onsself sê, go out, Jackie, in the strength you have and go and conquer the world. Maar baie keer kry ons onsself jammer en ons sê, ek gaan nie iets niets probeer of nog iets doen nie because I am not good enough. Wel, jy het die surviving woord gehoor, you are a mighty warrior. The stretching word is go out in the strength you have. Al voel jy disappointed, al voel jy swak, al weet jy gaan dit nie maak nie. En Gideon moes 'n besluit maak, wat gaan ek hier doen? En Gideon het besluit, I'm going to look unto God, I'm going to trust God, en God gaan my help. Hoor gou wat gebeur toe Gideon dit besluit. Die gees van die Here sê die Bybel, the Spirit of God came over Gideon. It clothed Gideon, sê die Bybel. En Gideon het krag gekry van God. Gideon het gaan worship, sê die Bybel. Hy het 'n altaar gaan bou en God geworship en toe aktiveer God iets in Gideon se lewe om 'n arm bymekaar te kry om die Midianiete te face. Nou ek wil julle vanaand encourage met dit, dat Gideon het besluit om te worship. Hy het besluit om sy oë op die Here te sit. Hy het 'n altaar gebou. En vanaand wil ek vir 'n paar manne gou die volgende sê, jy sê Jackie, jy moet net rustig bly, ek het 'n pel genooi, ek het 'n vriend genooi. Kan ons gou vanaand 'n bietjie ratte change? Kan ons gou in 'n move ingaan? Jesus het vir Gideon ontmoet. He strengthened him. Gideon worship, built the altar, and God activates something in his spirit. I want to be prophetic tonight and tell you the following. Maybe it's time for you to meet Jesus. Maybe it's time for you to say, Holy Spirit, fill me with your power and your strength because I need you in my life. I'm in isolation. I feel bad. I feel anxious. I feel in fear. But Holy Spirit, will you help me? En ek wil vanaand vir jou sê, miskien is dit daai moment. Miskien is daai tyd vanaand waar jy sê, Here, I need you in my life. Maybe you need a moment with Jesus. Maybe you need a moment with the Holy Spirit. And tonight we are at the altar. Ons gaan nie fisies vanaand altars by ons huise bou nie. In kerktaal praat ons van this is the altar. Hier voor by die stage is die altaar waar ons sê, Lord, tonight I need to build an altar. I need to worship you. I need your strength. Ek wil vanaand vir jou sê, God gee nie net vir jou 'n surviving woord nie, maar hy gee vir jou 'n stretching word. You are a mighty warrior. You are more than enough, but go in the strength you have. En wanneer jy dit besluit, en God gaan worship, en 'n altaar gaan bou en sê, Lord, I'm coming to the altar tonight, then God will activate something in your life. Ek wonder hoeveel is daar vanaand, wat net 'n activation van God nodig het. In jou mismoedigheid waar jy sit, in die teleurstelling wat jy sit, in die struggles wat jy het, just an activation from God, to give you the strength to go out and to conquer this world. A prophetic word. It's time for you to meet Jesus. Manne, ek wil vanaand vir jou sê, maybe it's time to have a moment with Jesus. Toe Gideon dit besluit, toe word hy geactivate in sy spirit en hy het besluit om 'n army te kry. En luister gou weer, kom ek vat jou terug, as jy vergeet dit, vir 7 jaar lank het Israeliete hulle oes verloor, die vyand het gekom, alles vernietig, en Gideon sê, okay, Here, as U my stuur, sal ek hierdie 7 jaar droogte, hierdie 7 jaar van vernietiging, sal ek tot die einde kry. En Gideon sê, Lord, let's do this. Op die skerm kom die volgende slide, hy sê, for the good to start, the bad must end. Ek wil vanaand vir jou sê oor jou lewe, there's something good in store. There's something good in store for your marriage, for your life, your finances, your business. There's something good, but for the good to start, the bad must end. En vir 7 jaar het die Israeliete so vasgekyk in die bad, dat hulle nie gedink het, daar is 'n goeie nie. En weet jy wat? Kan ek vanaand met jou lewe praat? Jy is so vasgevang in die bad,
dat jy nie dink daar is iets goeds nie. You don't think there's something good. You don't think you can experience something good. But I want to tell you tonight, there's something good, but the bad must end. En Gideon het gesê, Here, ek trek 'n lyn in die sand, en ek sê, hierdie bad gaan nou eindig. We are going for this. We are going big. Sometimes you need to run at your fear to go through your fear. Sometimes you need to run at your fear to get through the fear. En dit is wat Gideon hier sê. Hy het gesê, Here, ek gaan na my vrees toe hardloop. Kom aan, as jy weet van 'n groot ou wat jou wil te lyf gaan. Ek kan dink hoe die Blou Bulle moet voel. Na die Stormers laaste 'n maand op loftes hulle gaan wen het. Kan jy imagine hoe voel daai span as die Stormers aankom? Ja, van julle sal weet hoe dit voel, ja. Jy wil dit nie face nie, jy wil dit nie sien nie. Maar Gideon sê, hey, I need to run to my fear. En Gideon sê, ek gaan 'n army kry, I'm going to do this. En Gideon maak 'n announcement, luister gou hier, ek gaan begin eindig. Gideon sê, come on ouens, wie wil fight? En 32,000 ouens kom om hierdie fight te fight. En die Bybel sê, dis 32,000 versus 135,000 ouens. Israel is 32,000, Midianite is 135,000. Praat van the underdog. Ek weet wie van julle dink dis impossible. Daai fight kan nie gewen word nie. Maar God sê vir Gideon, daai is te veel. Jy moet die manne minder maak. Hy sê, ekskuus tog, Here. Daar's miskommunikasie, Here. Sê gou weer, hoe kan ons die manne meerder maak? God sê nee, sê vir die ouens, almal wat bang is, julle kan huis toe gaan. Gaan na jou vrou toe, gaan lê agter haar rug. Letterlik, in die Hebreëus, nee ek speel, glad nie. Gaan huis toe. As jy bang is, gaan. 22,000 van daai 32,000 draai om en sê, nee, ek gaan PlayStation speel. Hierdie fight is nie vir my nie. Ek gaan nie hier uitdang nie. En daar bly 10,000 ouens oor. 10,000 versus 135,000. En daai ouens speel nou nog PlayStation. En Gideon sê, Here, dit kan nie gebeur nie, dit is impossible. En God sê, Gideon, dit is nog steeds te veel. Want as julle gaan wen, gaan julle sê, julle het dit gedoen, en ek soek die eer. Julle moet sien, ek het dit gedoen. Nou, ek weet, hier is manne vanaand in die plek. Jy kan nie wag dat ek klaar preek, ek is amper klaar oom, hoor. Jy kan nie wag om jy uit te gaan nie. Weet jy wat? Ergens in ons lewe moet ek en jy vanaand hoor. Ek en jy moet erken that we need God in our lives. We need God in our fight. We need God in our situation. En God sê, daai 10,000 is te veel. Laat die ouens na die rivier toe gaan, laat hulle water drink. Daar gaan 2 tipe mense wees. Iemand gaan drink soos 'n hond, hulle gesig in die water druk en lek. Ek kan nie demonstreer nie. Die ander groep mense is die ouens wat die water gaan drink met hulle hand en hulle gaan so drink. En God sê die ouens wat lek soos 'n hond, hulle moet gaan. En die ouens wat water drink met hulle hand, hulle kan bly. My vriend, jy gaan maar nie glo nie. 9,700 drink soos 'n hond en net 300 bly oor. Dit is wat die Bybel gesê het. 300 manne versus 135,000. Ek praat vanaand met jou oor the underdog. En Gideon staan daar en hy sê, Here, okay, kom ons recap gou alles. Want ek net gou rewind, die hele video gou rewind. Wat het nou net hier gebeur? Hy sê ek is a mighty warrior. Hy sê, you are saying I am enough. You are saying you are for me and with me. Lord, but this kite is not going to fly. Hierdie gaan nie werk nie. Weet jy wat is 300 versus 135,000? Dis 450 teen 1. Nou julle is meer as 450. Dit beteken ek gaan gou nie julle fight. Kom, wees eers, kom, klim op. Kom ons maar almal gelyk. In daai tyd is julle almal bang vir my. Julle almal is bang vir my. Daai fight is impossible. Dit kan nie gebeur nie. En Gideon sê daar, Here, as u nie nou iets gaan doen nie, then I'm out of this place. This is not good. En weet jy wat is die ergste? Daai 300 man kry nie 'n swaard en 'n skild en 'n spies in hulle hand nie. Hulle kry 'n instrument om te speel. Hulle kry 'n trompet, 'n blaas dingetjie. Luister gou, not a good day to be in the band. Not a good day. Who's in the band? Not me. I'm not playing anything.
En al wat hulle kry is 'n ramshoring om te blaas. En Gideon sê, Jesus, you must help me. Hierdie gaan nie werk nie. Gou 2 vinnige goedjies. Faith and fear are contagious. Nie faith nie, nie net faith nie. Die slide sê, faith and fear are contagious. Hoekom het Gideon nie met 31,700 gaan fight nie? Want 31,700 was bang gewees. En weet jy wat is fear? It's contagious. Het jy al gehoor party ouens wat vir jou sê, ja, jy moet daai doen nie. Doet, bly stil vir my man, you know? Nie jy nie, jy kan praat. Mense se vrees is contagious. En Gideon sê, ek wil nie met mense werk, al is dit 31,700. Hy sê, gee eerder vir my 300 manne, wat nie bang is nie, wat faith het, and I'm going to move with them. En God sê, ek gaan vir jou 300 ouens gee, wat faith-filled is. En 300 faith-filled is beter as 31,700 fear-filled. It's better. En vanaand wil ek vir jou vra, hoe is jou geloofslewe? How is your faith? Is your business filled with faith? Is your marriage filled with faith? Is your parenting filled with faith? Of sê jy, het ek nie vir jou gesê, jou dom ding? Ek hoop nie jy sê dit nie. Party mense praat met hulle kinders so, don't do that. Glo in hulle, glo in jou vrou, glo in jou toekoms, glo in jou besigheid. Be faith-filled. Want met 300 kan Gideon baie meer doen as met duisende meer wat nie geloof het nie. Die tweede een is, faith is like a muscle. The more you exercise, the stronger it gets. Nou baie van ons het vrees en nie geloof nie. Ons dink, ons is nie sterk genoeg nie. Well, this is the first night at the gym. Maar hierdie armpie, waaroor ek nou gebrek het, wil ek groter kry. En al hoe om die muscle groter te kry is om heel dag vir dit te kyk. Come on, baby. Come on. Come on, stretch yourself, man. We can do this. Niks gaan gebeur as jy vir jou arm kyk nie. You need to strengthen the muscle. You need to go to the gym. Gerardo het 'n 2 weke gym voucher gewen. Gerardo, as jy nie môre in die gym is nie, is dan moeilikheid. Hy man gaan gym. Ek en jy moet ons geloof muscle, moet ons gym. En een mens night gaan dit dalk nie doen nie. Een mens night is dalk 'n aktivering in jou lewe, maar van hier af moet jy sê, Lord, I am a mighty warrior. I will do this. Lord, I want to obey your voice. I want to listen to you. I want to read the Bible, pray. I want to go on my knees. I want to build an altar like Gideon and worship you in my life because I need you. That is to strengthen your muscle, to exercise your muscle. As altyd 'n next step in jou lewe. You need to take a next step in God. Maybe it is to join a small group. Maybe it is to lead a small group. Maybe it is to come to Easter services with us this weekend. But we need the faith to get strengthened so that we can say, enemy, whatever you brings on my way, I'm going to attack it because I have faith. Ons kom by die einde van die storie. Wil jy kan vir my speel asseblief? As jy daai muscle gaan groei en daai muscle gaan sterk maak, gaan jy op 'n punt kom waar jy sê, Lord, I'm going to stop fleeing and I'm going to start fighting. Start with not withdrawing, fleeing, but worship God. Ek wonder wie is daar vanaand wat by die altaar wil sê, wat vanaand wil sê, Lord, I'm going to worship you. I'm going to give you my life. I need you in my life. Die storie eindig waar God vir Gideon sê, Gideon, gaan na die laar van die manne toe, gaan na hulle kamp toe en gaan luister wat die vyand sê. Gaan luister wat hulle oor jou sê, want hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat gaan gebeur nie, want hulle weet nie wat gaan kom nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. So gaan luister en berei jou voor vir dit wat ek vir jou gee. En God sê vir hom, as jy vrees het, gaan luister wat die vyand sê en vat 'n pel saam. Vat ek 'n dienskneg saam. En Gideon gaan, hy vat 'n dienskneg, hy vat 'n pel saam wat vir my en vir jou leer. Come on man, don't isolate yourself. Get a friend. Phone a friend. Coffee with a friend. Pray with a friend. Hang out with a friend. Moenie vriende wegdryf van jou af nie.
Moenie mense een kant toe skuif nie. We need a friend that we can count on. Ek weet nie of jy so iemand in jou lewe het, vir wie jy nou en dan kan bel en sê, dude, ek is alleen, ek is vrees, ek is anxious, help my. Ek het 'n paar ouens in my lewe, 3 ouens, vir wie ek gereeld kan bel, enige tyd van die dag, en sê, dude, ek het nou jou gebed nodig, I can't do this. En oor die foon bid hy vir my, encourage my, en ek voel, man, I can do this. Maar dit is nie weird, om 'n vriend te bel en sê, dude, ek het gebed nodig nie. Dis nie weird nie. Dis, we need it. En Gideon gaan na die kamp toe. Johan en Wynand, kom gou hier. Ek wil net gou iets demonstreer vir die manne. Lê gou hier op die grond. Sit, lê, net so ja, julle kuier. Wynand sit daar by Johan. Ek wil vir julle die storie verduidelik. Wynand sit hier langs aan die kant van hom. Kan nie wat ek sê nie. Hy was net 'n grapie, hoor. Ek wil net kyk hoe hy my gaan hanteer na die tyd. Of hy my muscle gesien het. Ek wil gou vir jou verduidelik, dat jy kan sien wat daar gebeur het. Gideon en sy man is op pad na die vyand toe. En hulle is bang. Gideon se broekie bewe so. Jy weet daar as jy blou bulle by die stormers is so. Maar dit gaan dik. Dit is moeilik. Gideon en sy diensknegt sê die Bybel kom by die laar van die vyand. En al wat daar tussen hulle is 'n bos of 'n rots. Dis aand, dis donker. En Gideon se diensknegt kom daar naby hulle. En Gideon hoor hoe hulle praat. Hulle is so naby aan die vyand. Daar moet net 'n torch skyn en dis verby. Maar Gideon sê, en Gideon luister, en hy hoor die 2 ouens praat. En die een ou, Johan, sê vir Wynand, dude, dis die Midianiete, dis die vyand. Ek het 'n droom gehad. En die droom wys my hoe Israel gaan wen. En die droom wys my daar's 'n ou met die naam Gideon wat ons gaan verslaan met sy swaard. En die Midianiete gaan dit nie maak nie. En Gideon sit daar en hy hoor dit en hy sê, you must be kidding me. Ek dink hy wou vir die vyand sê gou weer. Kan ek gou weer jou droom hoor? Wow, I need that. I need to hear that. I need to hear what the enemy thinks about me. Want heeltyd dink ek, die vyand dink ek is 'n pateet en ek gaan dit nie maak nie. And I'm not good enough, but no, God is saying tonight, you are a mighty warrior. You are enough. You can do this. You can go out in the strength you have. En die Bybel sê die volgende slide op die skerm wys vir ons wat Gideon gedoen het toe hy dit gehoor het. When Gideon heard the dream, wat Johan vir Wynand vertel het, and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, get up! Sit off your Xbox! We are going to fight. We are going to do this. The Lord has given the Midianite camp into our hands. Gideon het op sy knieë geval by die vyand. Nou, as jy vanaand die stilte moet hoor in die plek, kan ek hoor hoe die manne asemhaal. Dit is hoe naby Gideon aan die vyand was. Die oomblik wat hy naaste aan die vyand gekom het, het hy God begin worship. He was outnumbered. Hy het nog geen strategie hoe hy die vyand gaan verslaan nie. Hy weet nog nie wat om vir sy manskappe te sê, die 300 met ramshorings nie. Hy weet nog nie wat om vir hulle te sê nie, maar hy worship en hy sê, Lord, thank you that you are with me. Hy worship die Here, hier is die key vanaand, ouens. Hy worship God op die oomblik van sy lewe, wat hy die naaste aan die vyand is. Dis so naby. En hierdie ou kan sy swaard uitpluk en Gideon se kop is daarmee heen. Maar kan ek jou iets vanaand sê? Johan sal dit nie waag om iets aan my te doen nie. En net so in daai storie, sou die vyand dit nie waag om iets te doen nie, want God het vir Gideon weggesteek agter. Daar was net 'n boundary line tussen hulle twee. En Gideon het geworship. Dankie julle lekker ouens. Julle is nie die vyand nie. Ek wil vanaand vir jou sê, Gideon worshipped in advance. Die volgende slide sê, if we want to win the battle,
we must start the battle on our knees. En vanaand is hier 'n paar manne. Jy het nou al alles probeer in jou lewe. Jou huwelik, man, Woolworths se blomme is uitverkoop. Spar het nie meer bacon en eiers nie. Clicks het nie meer room om jou vrou se voete te massage nie. En daai alles is 'n leuen, hoekom doen ons dit nie? Wanneer laas man het jy vir jou vrou 'n bos blomme gekoop? Ek dink hierna moet jy dalk 'n bos blomme koop en huis toe gaan. Gaan vinnig want Ensign gaan uitverkoop wees. Gideon kom op 'n plek waar ek en jy probeer alles. In ons besigheid, in ons finansies, in staf wat nie uitwerk nie. Ons probeer soveel dinge. Gideon gee vanaand vir ons die key wat om te doen. En dis net om 'n altaar te bou, om te sê, Here, I want to worship you. I want to depend on you. I want to look to you. I want to open my Bible. Manne, kan ek vanaand vir julle baie reguit vra, waar is jou Bybel? Is jou Bybel in jou bedkassie, op jou bedkassie, onder jou bedkassie? Het jy 'n Bybel? Lees jy jou Bybel? Kom ek vra nog 'n dieper vraag. Hoe lyk jou worship lewe? Hoe lyk jou tyd saam met God? Want Gideon tot sou vandag toe nog, sou hy geïsoleerd gewees het en weggeshrink het, as dit nie was dat God hom gehelp het en dat sy oë op God gedraai het nie. Gideon het net kans gesien vir die vyand, omdat hy worship tyd gehad het saam met God. Ek wil vanaand vir jou 'n vraag vra wat jy voel dalk nie by jou Men's Night pas nie, wel, kom ek sê vir jou, dit pas 100% by jou Men's Night. Hoe lyk jou worship lewe? Hoe lyk jou tyd saam met die Here? Wat is jou playlist op jou foon? Waarna luister jy as jy alleen is? Want as jy nie worship nie, dan sal ek verstaan hoekom ons in 'n situasie voel waar ons weet nie wat ons gaan maak nie. Anxious, alone, isolation, we shrink away. Hey, we need some time with Jesus. He worshiped in the danger. He worshiped while he was outnumbered. Hy het niks gedoen nie. We always need to worship. Kan iemand sê worship? Hoekom dink julle het ons vanaand het jy getel? Ons het 3 songs gesing, né? Het getel 3 songs. Ons het vanaand 3 songs gesing want worship doen iets. Want prys, want God se teenwoordigheid kom deur prys en deur worship. It comes when we say, Jesus, we need you. Ek wil afsluit en ek wil vir jou sê, we always need to worship when we're entering a new season. We always need to worship when we're entering a new season. Gideon het hier in 'n nuwe seisoen ingegaan. Hy het nog nooit gefight nie. Hy het nog nooit dit gedoen wat hy nou gaan doen nie. He was a civilian, but now a soldier. He was hidden, but now he is fighting. It's a new season. En jy sê vanaand, Jackie, ek voel angstig. Ek voel bekommerd. Ek weet hoekom, want ek gaan in 'n nuwe seisoen in. En ek weet nie hoe om dit te navigate nie. Ek weet nie hoe is dit om getroud te wees nie. Kan maar iemand onder 'n maand getroud in die plek sterkte. Dit het verkeerd uitgekom. As jy jong getroud is, dan voel dit vir jou, ek weet nie hoe om dit te maak nie. Miskien moet jy binnekort transition van 'n student life na 'n work life. En jy weet nie hoe om dit te doen nie. Miskien is jy voor die begin van om 'n babatjie te kry en Marcel het 'n paar weke terug sy babatjie gekry en jy weet nie hoe om in daai seisoen in te gaan nie. Well, let me give you some good advice. When you're entering a new season, you must go on your knees and worship Jesus. You must build an altar and say, God, I need you in my life. I can't do this without you. Miskien gaan jy in 'n nuwe seisoen in van 'n besigheid. Jy weet nie lekker hoe nie, man. Jy hoef nie die beste strategie te hê nie. Maak net seker dat jou worship life is op standaard. Want dan gaan jy, al voel jy outnumbered, al is die vyand so naby aan jou, gaan jy sê, jy sê gou weer. Wat dink jy van my? Die vyand is bang dat jy vanaand seker goed hoor, dat jy anders te hier uitstap as wat jy ingestap het. Kan ek vanaand vir jou 'n geheim gee oor die vyand? Hy dink nie, jy is stupid nie. Hy dink nie, jy is minderwaardig nie. Hy laat jou so voel, ja. Maar hy dink dit nie van jou nie. Hy weet as jy iets hier binne jou aktiveer, dan is die hel los. Because you are going to run with Jesus, going to run with the Holy Spirit, and nothing will turn you back. But we don't experience that because we don't have a time of worship in our life. We are not dependent on God. Man, we need Jesus in our life. Wens speel 'n bietjie harder. Okay.
Ons gaan nou die ding ruk hier binne. Dis mens nou, jy kan maar speel. Dis nie 'n klomp dametjies nie. Jy gaan groot gaan. Groot gaan. Listen to this. Miskien is jy in 'n nuwe seisoen, want jy weet nie hoe is dit om unemployed te wees nie. Miskien het jy onlangs jou werk verloor. Jy's in 'n nuwe seisoen, want jy het 'n siekte in jou liggaam waarmee jy fight en jy weet nie hoe om te deel met dit nie. Jy weet nie hoe om sekere goed te doen nie. Kom ek sê vir jou iets, worship instead of worry. Gideon het gestop om te worry en hy het geworship. En weet jy wat sê die Bybel, jy het dit daar gelees nie, maar and the men followed him and starting to worship. Die manne het hom gevolg en toe hulle hom sien worship, toe worship hulle ook. Al 300 manne. Dan 300 is genoeg. 300 manne het saam, weet jy wat leer ek daaruit? My kinders sien hoe ek worship. Kom ek sê dit so, my kinders sien of ek worship. My kinders sien of ek Bybel lees. My kinders sien hoe ek Bybel lees. My kinders sien wanneer ek bid, hoe ek bid en of ek bid. En as ek bid, they will follow me. I will be contagious with what I'm doing with my life to Jesus. Come on man, wil julle goeie kinders oprig? Wil julle seuns oprig wat 'n vrees vir God het? If I'm going to worship, they will follow me. When I'm reading my Bible, they will follow me. When I'm praying and surrendered to God, they will follow me. They will follow me. But if I'm not worshiping, Janku and Luvan will nothing to do with worship. Ek daar verkeerd, nee, maar jy verstaan wat ek bedoel. Hulle gaan niks te doen wil hê met worship nie. Maar as hulle vroeg in die oggende ergens kom en hulle sien ergens is pappa en hy worship, man, something activates. As jy 'n goeie huwelik wil hê, laat jou vrou sien hoe jy worship. As jy 'n goeie huwelik wil hê, laat jou vrou sien hoe jy Bybel lees. Nee, Jackie, my vrou lees vir my Bybel. Wel, laat ek die een wees wat vandag vir jou sê, jy moet jou Bybel lees. En jy moet worship. Nee, Jackie, my vrou worship namens ons. Woo! That's a bit unbiblical. We need to worship. Because if we worship, they will follow us. Kan ek Christgen se manne honor? Christgen manne, julle is worshipers. Ek honor julle vir dit. Ek honor dat julle ouens is wat julle hande opsteek en wat julle hande klap en wat nie skaam is om te sê I belong to Jesus and I worship him. I honor you for that. I salute you for worshiping Jesus. Gaan jy vanaand contagious wees? Laat die ou langs jou sien, hey, wat maak jy nou? Sondagoggend as jy hier staan nou worship met iemand sê die ou die klits kwyt, wat gaan nou met hom aan? Hy het laas Sondag dit gedoen. Hoe Here ek worship you. Maar Vrydagoggend op Good Friday, man, Lord Jesus, I worship you. Meer as dat die kerk dit moet sien, moet jou kinders dit sien. En jou vrou moet dit sien. Because it's julle hou my op, ek wil klaarmaak. Man, this is just lekker nou, hè. Ons het bietjie lank gevat om momentum te kry, maar ons het hom nou. Worship instead of worry, I want to honor you. Die storie eindig. Jy wonder seker hoe die storie eindig. Jesus, ek moes al lankal gesê het. Lankal. Gideon en sy manne gaan op in die hoogte en God sê vir hom, gee vir elkeen 'n fakkel, ramshoring en 'n erdekruik oor die fakkel wat die vlam weghou en 'n ramshoring om te blaas. En Gideon sê, Here, is u seker ons het nie swaartjies nodig nie? Is 'n trompet genoeg, Here? Gaan die saksofoon die ding doen? Here, dankie vir die viooltjie, maar sy goedjies lyk maar papperig vir my so. Lord, give me something. En God sê, no, just trust me. Just trust me. En hulle gaan staan op die heuwel. Hulle blaas op die ramshorings. Hulle breek die erdekruik oor die vlamme. Die vyand daar in die laagte hoor hierdie 55 watt speakers wat begin vibreer daarbo en hulle hoor hierdie ramshorings en hulle hoor hierdie geluide van worship en hulle sien die erdekruike breek oor die vlam. Hulle sien vlam en hulle hoor hierdie dramatiese geluide. En die vyand hardloop in mekaar se swaard in, want hulle weet nie waartoe om te gaan nie. Hulle sien die fakkels daarbo en die musiek wat speel en hulle raak verboureerd en die Bybel sê dat mekaar begin doodmaak. Kan ek vir jou wys hoe lyk dit kom? Nee, ek gaan nie dit wys nie.
Hulle raak nou rof hoor. Ons moet nou die ding begin eindig. Die Bybel sê dat die wat mekaar nie letterlik doodgesteek het nie, het begin weghardloop met vrees van wat op die hoenders gebeur daar. Die volgende slide sê die volgende, en dit is een van die potentste goed wat jy in jou lewe moet hoor en wat jy moet onthou. God sent a spirit of confusion to the enemy. En ek weet nie wie jou enemy is nie, maar kan ek vanaand proklameer that God will send some confusion to the enemy. Whatever the stronghold may be, whatever the negativity may be, may God send the spirit of confusion. En laat jou vyand, kom ek sê vir jou die volgende op so 'n manier, jy het nie nodig om jou vyand aan te val nie. Worship jy die Here and your enemy will self-destruct. Ek kon nie wag om daai sin te sê nie. Your enemy will self-destruct when you worship God. Ek eindig met 3 goedjies. Ek kom nou eens by jou 3 punte. Ek gaan baie vinnig vir jou gee. Nommer 1, worship is a spiritual warfare. Worship is spiritual warfare. En dis presies wat hier gebeur het. As gevolg van hulle worship, het hulle vyand self-destruct. Hulle vyand het mekaar begin doodmaak. Hulle vyand het begin weghardloop, want wat hulle gesien het, kon hulle nie gehandle het nie. Some of you have enemies, and you don't need to attack them. You need to wait and worship God, and they will self-destruct. Jy sê, Jackie, mense kritiseer my. Mense praat agter my. Mense praat sleg van my. I need to offend myself. I need to fight for myself. Listen to me. You don't need to offend yourself. You don't need to fight. Go in worship mode, and God will sort out your enemy. Gideon het ons gesien, they weren't warring, they were worshiping. Gideon en sy 300 manne het gedink, ons gaan nou veg, ons gaan nou oorlog hou. They weren't warring, they were worshiping. Die volgende slide sê, sometimes you need to ignore your enemy and engage with God. Die volgende sin, if you are responding to them, you are not responding to him. Want wanneer jy jou tyd aan die enemy spandeer, dan spandeer jy dit nie met God nie. Wanneer jy jou enemy probeer uitsort en probeer, man, ek gaan vind wat jy doen. Ek gaan jou uitvang, ek gaan dit. When you do that, you don't spend time with God. Don't spend time with the enemy. Don't spend time with them. Spend your time with Jesus, and God will sort out whatever you are facing. As they were worshiping, God was warring. Die tweede punt, God wins unwinnable wars. Some of you are in an unwinnable war. You're saying this is not going to work. I'm not going to win. Well, there's hope. God wins unwinnable wars. Die Israeliete het vir 7 jaar geveg, 7 jaar probeer en hulle kon niks doen nie. En Gideon verslaan die vyand met ramshorings en 'n fakkel in sy hand. God wins unwinnable wars. Maar ek weet nie wat vir jou lyk soos unwinnable nie. Ek weet nie wat vir jou lyk asof niks kan verander nie. Wel, kan ek vir jou iets sê? God wins unwinnable wars. En wat my vat na die derde punt toe, and that is, the battle belongs to God. The battle belongs to God. We must get in a place where we give our battle to Jesus and say, Lord, we can't do this anymore. We need you in our lives. Sal jy saam met my staan asseblief? Men, listen to me. Listen to me. The presence of God is in this place. Ek weet nie of jy dit kan ervaar nie, en ek weet nie of jy net voel vir jou soos 'n praatjie nie. The presence of God is here. And He wants to encourage you. Hy sê vanaand vir jou, you are a mighty warrior. You are strong. You are brave.
You can do this. You've got what it takes. Maar weet jy wat is die beste fight om te fight? Die fight wat jy nie hoef te fight nie. Dis die beste fight in die lewe. Die fight wat jy nie hoef te fight nie. En toe Gideon die fakkel opsteek en die vlam brand, to destruct hulle enemy en maak mekaar dood. Ek weet nie van jou nie. Ek wil soos Gideon wees, wat 'n vuur in my binneste het, wat die vyand bang maak. Het jy daai vuur in Jackie se hart gesien? Did you see that fire, that anointing? Man, we can't go near that, because it will not work. Ek wil iemand wees wat sê, Here, ek soek 'n vuur in my lewe, wat die vyand uit my lewe uit sal hou. Dit sal die vyand brand, dit sal die vyand verteer. En miskien is jy vanaand in hierdie plek, waar jy nie weet waartoe om te gaan, en wat om te doen nie. Ek wil vanaand vir jou sê, you are more than enough, and go out in the strength that you have. Maar ons leer, dat Gideon het iets gedoen, and that is, he worshiped God. In the midst of his trouble, in the midst of the enemy, he worshiped Jesus, en God het hom geactiveer. Ek wonder of daar vanaand iemand is, wat sê, I want to get to the altar, I want to worship Jesus, I want to receive power and strength, so that I can know that I am a mighty warrior. I can't do this. Sal jy jou oë saam met my sluit? Man, ek bid vir die volgende moment, dat God iets in jou lewe sal aktiveer, wat net hy kan doen. Manne aand is nie verby, voor God nie nou iets in jou hart net drop, en net iets aktiveer nie. Ek weet nie wat jy face nie, ek weet nie wat vir jou moeilik is nie, ek weet nie waardeur jy gaan nie, en ek weet nie hoekom jy isoleer en wegkruip, en hoekom jy anxious is nie, maar wat ek weet is, dat God vanaand vir jou sê, you are a mighty warrior, you are enough, you've got what it takes, you can do this. En die song wat ons net nog gesing het, hy sê, you make me brave, you make me brave. Ek weet nie of jy ouens is wat jy voel jy's nie sterk genoeg vir jou huwelik nie. Jy's nie sterk genoeg vir jou besigheid nie. Jy's nie sterk genoeg vir dit wat nou voor jou lê nie. Hierdie song sê, Lord, you make me brave. You make me brave. As jy vanaand op 'n plek is waar jy sê, Here, ek het U nodig soos Gideon. Ek het nodig dat U iets in my lewe aktiveer. Ek het nodig dat ek myself oorgee aan U. Here, ek wil nie geïsoleerd wees nie. Ek wil U krag hê en ek wil kans sien vir môre. As jy vanaand sê, Here, like Gideon, I need to meet you. I need to worship you. I need you in my life. Sal jy jou hande saam met my opsteek en sê, Lord, I'm coming to you tonight and I want to worship you in spirit and in truth. I want to say, Lord, make me brave. Lord, I want to say, make me brave tonight. Lord, make me brave. Come on, for one moment, lift your voice, lift your voice. You make me brave. You make me brave, God. You make me brave. I need you in my life. No fear can hinder now the love that made a way. Come on, worship Jesus. You make me brave. Thank you, Lord. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can
wat nou jou hand opgesteek het, hou dit gou weer daar. Jy sê, Here, ek is soos Gideon, ek is soos Gideon, ek is soos Gideon, ek is soos Gideon. I need something, I need something, I need something, I need something. We are going to sing this song nog 'n keer. We are going to worship this one more time. Maar ons gaan dit op 'n ander manier doen. Ek soek vanaand mense wat sê, Here, ek wil nie net U worship nie. I want to get out of my chair. I want to go to the altar. I want to go to the front because I am confessing tonight that I need You in my life. En ek wil vanaand vir jou vra, as jy jou hand opgesteek het dat jy soos Gideon, jy het jou krag nodig van die Here. Kom gou vorentoe. Kom staan hier by die altaar uit jou sitplek uit. Sometimes you need a stretching word. A stretching word. Jy het nog nooit dit gedoen nie. But you need to stretch yourself tonight. Stretch yourself. Stretch yourself. Stretch yourself. Come on, let's worship Jesus. And say, Lord, make me brave tonight. As jy vanaand ernstig is om te sê, Here, I need You in my life. Julle wat hier voor staan heel voort in die stage. Ons wil plek maak vir nog baie. Ek weet hier is die plek vir almal hier voor nie. Maar dis net om uit jou seat uit te kom en te sê, Lord, I need to stretch myself. I need to stretch myself. I need to stretch myself. Come on, men, lift your hands and sing this. Lord, make me brave. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. Come on, men, worship You Jesus. make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises You made. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can And that he hinder will know now the he's never alone promises in this, You Father God. Make him made. brave tonight. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. And Your love, wave after wave, crashes over me, crashes over me. For You are for us, You are not against us. Champion of heaven, You made a way for all to enter in. Chantel, kan ons hierdie chorus sing sonder die instrumente? You make me brave. Gooi hom, gooi hom. You make me brave. Manne, lig julle stemme. You make me brave. Lig julle stemme. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises You made. You make me brave.
You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. Here vanaand kom ek na u toe. En ek sien Gideons wat voor my staan, myself insluitend, Here. Here, ek sien hoe ons weak is. Ek sien hoe ons insecure voel. Here, ek sien anxious en vrees en isolation en discouragement en hopelessness. Maar vanaand kom ons soos Gideon, Here, en ons sê, ontmoet ons. Here, u het Gideon ontmoet and you clothe him with your spirit. So Lord, tonight we pray and we come to you and we say, Jesus, meet us. Meet us in this place. Meet us with your anointing. Meet us with your spirit. We need you in our lives. Jesus, we need you. We can't do life without you. Lord, tonight we want to make a decision that we will worship you instead of the danger. We will worship you instead of the enemy, Father. We will look to you and we will know where our strength is from. Ek bid vanaand, Here, dat u manne in hierdie plek sal versterk en energie sal gee en op sal tel en sal vashou. Here, en soos hierdie manne die woorde indrink, bid ek that they will know they are more than enough. They are stronger than they think they are. They've got what it takes. They are a mighty warrior. They are more than enough. They've got this. They are courageous. They are more than conquerors. They are winning champions, Lord. Lord, I want to thank you that there is a spirit, the champion spirit in the inside of them, and that they will win this and conquer this. In Jesus' name. Man, you are a mighty warrior. You are a mighty warrior. You are enough. You are strong. You are powerful. Jy is 'n stukkie lekker ding, man. And you can do this. You can conquer this. You can shout out to the enemy, shut your face because God is on my side. En die Bybel sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? David sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bende storm. Het iemand al vanaand vir jou gesê, you are more than enough. You are enough. You are strong. You are a mighty warrior. And you've got this. As nou wil ek weer iets doen. Jy sê, Jackie, my vriend is hier, jy moet rustig wees. Wel, ons het nou tot hier gekom al. Waar manne voor in die kerk staan en worship en trane afvee. So let's do the next part also. Will you go on your knees with me? On your knees. If you want to. Ek dwing jou nie. Ek sê nie wat jy moet doen nie. Maar om op jou knieë te gaan is 'n vorm van surrender. Dis 'n vorm van, Here, ek gee vanaand oor aan U. Here, my huwelik gee ek vir U. Here, my finansies gee ek vir U. Here, my kinders gee ek vir U. Here, my toekoms gee ek vir U. Lord, my troubles, I give it to you. Lord, my divorce even, I give it to you. Lord, my business, I give it to you. Lord, my family, I give it to you. Lord, my boy at home, I give him to you. Lord, my daughter, I give her to you. Lord, my wife, I give it to you. Lord, my dad, I give him to you. Lord, my worries, I give it to you. Lord, my tribulations, I give it to you. Lord, this trial, I give it to you. Lord, this test, I give it to you. Lord, I surrender to you. I surrender it to you. Dis 'n baie goeie tyd van die aand om so 'n tipe gebed te bid. Waar jy sê, Lord, I surrender it to you. I'm alone. I'm not enough. I'm not good enough.
But Lord, you call me a mighty warrior. You call me your son. And you are saying to me, I love you, my boy. Ek gee nie vanaand ek gee nie om hoe oud jy is nie. I want to tell you tonight, God is saying to you, my boy, I love you. And I am for you. I am not against you. I love you so much. En manne, God praat in jou gees in vanaand, in jou hart in, en hy sê vir jou, you are a mighty warrior. Gideon het gekyk na sy fisiese omstandigheid, en hy het gesê, Here, nee, dit gaan nie werk nie. Ek gaan wegkruip, ek gaan isoleer. En God sê vir hom, moenie kyk daarna nie. Ek het 'n plan met jou lewe. Ek is vir jou. Ek weet nie vanaand wie dit moet hoor nie, maar Jeremia 29 vers 11 sê, my mens, ek het vir jou 'n goeie toekoms. Ek het vir jou gedagtes nie van 'n onheil of 'n hopelose toekoms nie, maar vir 'n hoopvolle toekoms, and I am for you, says God. Jy is vanaand op 'n punt waar jy wil opgee, waar jy nie weet wat te kan doen nie. Man, mag vanaand vir jou 'n turning point wees waar jy sê, Jesus, I give my life to you. I surrender to you. I need you in my life. God sê ek is vir jou. God sê ek is vir jou. God is saying, I'm for you. I'm not against you. I love you. I need you. I want you to need me because I love you so much. I've got the best in store for your life. Vanaand het jy hopeloos ingekom, maar ek bid dat jy met hoop hier gaan uitgaan en dat jy sê, Lord, as Gideon dit kon doen, kan ek dit doen. And you are with me. En weet jy wat, hoekom gaan ek op ons knieë vanaand? Dat ek vir jou wys hoe maklik dit is om Jesus te worship. Die beste tyd van my dag is nie wanneer ek wat ook al doen nie, is wanneer ek op my knieë gaan, wanneer niemand sien nie, in private. When I go in private and I worship Jesus 5, 10, 30 minutes a day, and I say, Jesus, I need you in my life. It's the best day, best part of my day. And I want to encourage you tonight. It's so easy. Dis om te doen wat jy nou doen. Moenie dink jy is die swakste in jou familie nie. Moenie dink jy is die geringste nie. Moenie dink dat God het vergeet van jou nie. Hy het nie vergeet van jou nie. He's for you. And he will make you brave. When you ask him. When you worship him. When you worship him. He will make you brave. Listen to this. You make me brave. Come on. You make me brave. Op jou knieë, op jou knieë. You call me out beyond Op jou knieë. the shore into Jou hande na die hemel toe. You Dis hoe mens dit make doen. me brave. Dis hoe mens dit doen. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you've made.